Ons gaan vandag kyk na die einde van die storie, wat nie 'n einde is nie. Dis net, ons het gesien deur die reeks, die Bybel vertel 'n storie, 'n verhaal, nie 'n duimsuig storie nie, 'n ware verhaal van 'n koning. Maar hoe eindig die storie? Wat nie 'n einde is nie. Hoe eindig die Bybel? Dis baie belangrik, né? Ek het al 'n storie gekyk wat hoe goed ook al is, maar dit is 'n stupid einde. Dit mors die hele storie op, né? 'n Storie is eintlik bepalend of word baie bepaal deur die einde van die storie. Ek weet nie of jy dit gedoen het, ek het dit op skool gedoen as die storie baie spannend is in die boek. Blaai ek na die laaste bladsy toe, kyk ek hoe dit, en dan kan ek mos nou die storie geniet. Maar enige storie, vriende, enige verhaal, die einde is geweldig belangrik. En vandag gaan ons kyk, ons het nou al gesien, die storie van die koning, wat by sy geboorte begin het, is goeie nuus. Jesus se, dit wat ons Kersdag gevier het, Jesus se geboorte is die geboorte van 'n koning. Oor en oor is daai goeie nuus vertel. Toe het ons gesien, toe Jesus begin met sy werk, toe is dit goeie nuus. Hy sê die goeie nuus van God se koninkryk. Die koninkryk van God het naby gekom. Toe Jesus sterf, toe word hy doodgemaak as 'n koning. Hulle het gedink hulle maak hom dood, meanwhile is dit waar hy gekroon is. Toe hy uit die dood uit opstaan, toe sê hy, aan my is gegee alle gesag in die hemel en op die aarde. Dis die opstanding van die koning. Hoe weet ons hierdie wêreld het 'n nuwe koning? Want Jesus is doodgemaak deur die empires van hierdie wêreld, die politieke empires, die ekonomiese empires, die godsdienstige empire. Hulle het hom doodgemaak. En toe wek God hom uit die dood uit op. Toe Jesus uit die dood uit opstaan, toe is dit God wat sê vir die hele wêreld, under new management. Daar's 'n nuwe koning. En toe Jesus in die hemel ingaan, gaan sit hy agteroor en rus? Nee. Toe gaan sit hy aan die regterhand van God. God het sy gesag gedelegeer aan Jesus. Die Bybel vertel 'n storie van die koning. Maar hoe eindig die storie? Dit is verskriklik belangrik. Vir my voel dit baie keer, en ek kan dit sê, want dit is hoe ek die grootste deel van my lewe geleef het mense 'n ander einde in hulle koppe as wat daar in die Bybel is. Die einde, Openbaring 21, kom ons lees saam. En ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien. Maar die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. Ons gaan nou iets oor dit sê, so moet nou nie worry nie, okay? Ek is net bang jou aandag gaan nou in 'n rigting in wat dit nie moet ingaan nie. Ek gaan nooit weer vakansie kan nou nie. Jy's reg, jy gaan nooit weer vakansie nodig hê nie. Okay? Ons gaan nou praat oor die see. Kom ons hoor net die einde. Ek wil jou vra vir jou aandag. Die einde is verskriklik belangrik. Ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde gesien, want die eerste hemel en die eerste aarde het verbygegaan en die see was daar nie meer nie. En ek, Johannes, het die heilige stad, die nuwe Jerusalem, sien neerdal van God uit die hemel, toeberei soos 'n bruid wat vir haar man versier is. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kyk, die tabernakel van God is by die mense. En hy sal by hulle woon. En hulle sal sy volk wees en God self sal by hulle wees as hulle God. En God sal al die trane van hulle oë afvee. En daar sal geen dood meer wees nie, ook droefheid en geween en moeite sal daar nie meer wees nie, want die eerste dinge het verbygegaan. En hy wat op die troon sit, het gesê, kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê, skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betroubaar. Het voel vir my of hierdie, en veral daai sinnetjie, die hele storie opsom, van die koning, hy wat op die troon sit, sê, kyk, ek maak alles nuut. Wat beteken dit?
Wat het dit beteken vir Johannes, vir die mense, vir wie hy geskryf het? Wat het hulle gehoor? Dit kan wees dat mense dit lees en dink, en dis hoe ek gedink het. God gaan sy skepping, die hemel en aarde wat daar was, opvrommel en in die asblik smyt. En hy gaan 'n ander ene maak. Maar dis nie wat daar staan nie, né? Hy sê nie, kyk, ek maak al die nuwe dinge nie. Hy sê, kyk, ek maak alle dinge nuut. Hy vat die dinge wat daar is. En hy maak dit nuut. Vir die grootste deel van my lewe het ek gedink, die Here stel nie eintlik belang in sy skepping nie, hy stel net belang in siele van mense. Maar vriende, van die begin van ons geloof af, was dit die einde van die storie. En as ons 'n ander einde in ons koppe het, kom ons kry die beter einde. Die een in die Bybel. Van die begin af was die storie van die koning 'n koning wat gekom het om alles nuut te maak. En ek gaan net 'n paar versies. Dis dwars deur ons Bybels. Dis dwars deur. Dis al in Jesaja sê God, ek skep 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En wat beteken dit nie? Dit beteken nie hy vat die ou ene en hy smy dit weg nie. Wat is dit wat verbygaan? Het jy gelees daar, so het jy gehoor? Die eerste ding wat hy sê wat daar nie meer is nie meer 'n. Wat beteken dit? Onthou, die hele Openbaring is vol beeldspraak. Jy kan nie dit lees soos jy 'n nuusberig lees nie. Jy lees dit meer soos jy 'n gedig lees. Daar's beeldspraak. As hy in die hemel inkyk en hy sien die hoofkarakter, Jesus. Hoe lyk Jesus? Die stem sê, die leeu uit die stam van Juda, maar wat sien hy? 'n lammetjie, asof hy geslag is. Ons weet Jesus is nie 'n lammetjie wat geslag is nie, né? Julle moet my nou help. Dis beeldspraak. Ons weet Jesus is as 'n verheerlikte mens in die hemel in. Maar Johannes sien 'n lammetjie wat geslag is, met wie God sy troon deel. So daar's baie beeldspraak. Wat is die see in Johannes? Johannes sê, ek het 'n dier uit die see uit sien kom. Die see was die broeiplek vir boosheid. Die evil. Die Jode was nie seevaarders nie. So hulle het van die see 'n metafoor gemaak. Dis waar boosheid uitbroei. Wat sê Openbaring? Wanneer God alles finaal nuut gemaak het, gaan daar nie eers meer 'n broeiplek wees vir bose nie. Klink dit soos 'n goeie einde? Daar gaan nie eers meer plek wees waar boosheid kan 'n gedagtetjie sit in iemand se gedagtes nie. Is nie meer 'n see nie. Wat is dit nog? Wat is nog aan hierdie einde? Hier's 'n heel ander ding. Het jy gesien? Dis toe nie mense wat in die hemel by God bly nie. Het jy dit gesien? Sê die tabernakel van God is by die? God sal waar kom woon? Vriende, is dit wat daar staan? Is baie interessant, nou Openbaring is die enigste boek waar die boek sê, jy mag niks bysit en niks wegvat nie. En vir my voel dit, dit is goed weggevat, wat ons 'n ander einde het in ons koppe. Kom ons kry die einde reg. Wat is die einde? God kom by ons woon. Wat is daar nie? Wat gaan verby? Die dood. Is geen dood meer nie. God vee self die trane af. Die een dominee het so mooi gepreek by begrafnis. Hy sê die Here, dit lyk in die oorspronklike taal of die Here selfs die traankliere gaan uitvee, want ons gaan nooit weer huil nie. Ons nie meer droefheid nie. Ons nie meer moeite nie. Ken jy moeite? O. Wie van julle wat lyk my nie moeite ken nie? 'n bietjie by die kerk kom werk, hoor. Ons almal ken moeite, né?
Dis die goed wat weg is. Daai goed is weg uit God se skepping uit. En dis hoe hy dan sien, alles is nuut. Alles is nuut. Dis 'n goeie einde van 'n goeie storie, van 'n goeie koning. Hoekom sou God sy hele skepping wil nuut maak? Sê maar. Hoekom dink jy sal God sy hele skepping wil nuut maak? Want hy is die skepper. En hy is liefde. Toe hy geskep het, was dit al uit liefde. Dis hoekom goed so mooi is. Want dit is 'n liefdevolle skepper wat geskep het. En God se liefde is 'n liefde wat nie goed wegsmyt as dit breek nie. Ons almal like nuwe goed, né? Mense, like jy ook nuwe goed? Nuwe foon, nuwe wat ook al, fiets, nuwe rekenaar, nuwe klere. Maar vir nuwe vir ons is ons vat die oue en ons vervang. Hierdie is nie 'n vervangingsstorie nie. God vervang nie, hy vernuwe. Is jy nie bly nie? En dis die storie wat die Bybel vertel. 'n God wat so getrou is, toe hy 'n goeie skepping skep. 'n Goeie skepping, alles wat hy geskep het, tyd, ekonomie, kom van God af. Mense het dit iets anders gemaak. Alles wat God geskep het, man, vrou, diere, alles het hy goed geskep. En toe daai projek in 'n rigting gaan wat hy nie dit wou gehad het nie, toe maak hy die kommitment, want dis wat liefde doen. Toe maak hy die kommitment, ek gaan die dinge regmaak, gaan dit nuut maak. En daai skepper het 'n mens geword, sy koninkryk na ons wêreld toe gebring. Kan jy verstaan hoekom toe Jesus begin met sy werk, toe sê hy goeie nuus? Goeie nuus. God se koninkryk het na die wêreld toe gekom. En wat sê die God wat alles geskep het, wat op die troon sit? Kyk, ek maak alles nuut. Hoor gou wat sê hy nie. Hy sê nie, ek sal alles nuut maak nie. Hy sê ook nie, ek het alles nuut gemaak nie. Dis teenwoordige tyd. Die Engels sê dit eintlik beter. Behold, I am making all things new. So wat sê die einde van die storie van die koning? Hy is besig om alles nuut te maak. En as dit die einde is, wat nie die einde is nie, dis die einde van die see, boosheid, dis die einde van dood, dis die einde van droefheid, dis die einde van hartseer, dis die goed wat eindig. Wanneer dit voltooi word, nuwe hemel, nuwe aarde. God wat by ons woon. Ek dink dis 'n fantastiese einde. En ek lyk vir my ek sukkel om almal te oortuig. Miskien is dit so 'n wonderlike einde, jy kan dit nie glo nie. Maar vriende, ek wil jou uitnooi. Van die begin af was dit ons geloof. Kom ek lees gou net vinnig 'n paar versies. Hebreërs sê dit sommer so, by the way. Het iemand al so by the way iets gesê en dan besef jy, maar dit is hoe die ou dink. Hier's wat Hebreërs sê, die toekomstige wêreld waarvan ons praat. Maar hy het nog niks gepraat oor die toekomstige wêreld nie, en tot by hoofstuk 2 nie, maar hy sê dis waaroor ons praat. Dis waaroor Christene praat. Waaroor praat Christene? Oor Jesus wat die koning is, en God wat beloof het, hy maak alles nuut. Die toekomstige wêreld
sê hy, gaan God nie aan engele onderwerp nie, en dan beskryf hy nou die menserol. Maar dis waaroor ons praat. Die toekomstige wêreld. Daar gaan 'n tyd kom wanneer God alles finaal nuut gemaak het. Maar hy's klaar besig met dit. Nie ek sal nie, I am. Romeine, die skepping self sal bevry word van sy slawerny aan verrotting. Verganklikheid. Oral is daar verganklikheid in die skepping. Waarna sien die skepping uit? Elke oggend as die son sy kop opsteek, dan sê hy, miskien is vandag die dag. Wat 'n dag, dat die hele skepping vrygemaak word. Klink dit soos 'n goeie einde vir alles? Nee. En vriende, dis ons hele Bybel vol, ek het net nooit daai einde gehoor nie. Ek het 'n ander einde van die storie in my kop gehad. In Korintiërs 15, want hy, dis Jesus, moet as koning heers tot al sy vyande onder sy voete gestel is. Die laaste vyand wat vernietig word, is die dood. Hoekom wil God sy hele skepping nuut maak? Want dis syne. Die psalmskrywer sê die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Weet nie of jy daai storieetjie gehoor het van dis nou baie jare terug toe ons nog met goed gespeel het wat ons self maak. Nee, nou reën dit en dan sou loop die water ons nou hier in die voetjies af teen die pad, dan maak jy bootjies. Sommige net 'n yskremstokkie of wat ook al en jy laat hom nou en dan jaag ons resies. Nou die seentjie het op 'n plaas gebly, so daar was nie voetjies nie, was kanale. Julle van julle wat nou plase groot geword het, ken die kanale. So as daar baie water in daai kanaal, dan kan daai bootjie spoed vang. Nou hy het 'n kunswerk van 'n bootjie gemaak. En hierdie dag los hy hierdie bootjie, dis nie 'n resies nie, maar daai bootjie vang spoed. En hy's weg. Hy kan nie byhou nie. Daai bootjie is weg. Week of 2 later gaan hulle nou in dorp toe en daar sien hy sy bootjie in die pandjieswinkel se venster. Hy hardloop en hy sê, oom, is my bootjie daai? Die oom sê vir hom, nee boetie, ek het die bootjie gekoop by iemand. Dis myne. Dis my eiendom. Hy sê, oom, dit kan nie wees nie, dis my bootjie, ek het hom gemaak. Die oom sê, maar hy behoort nou aan my. Hy sê, oom, okay, hoeveel vir die bootjie? Die oom sê, 50 sent. Dit was nou jare terug, dit was baie geld. Hy werk al hele somervakansie. En hy spaar, en hy spaar, en hy spaar. En aan die einde van daai somervakansie vat hy 50 sent en hy gaan gee dit vir die oom. En die oom sê, okay seun, nou sit jou bootjie. Hy sê, oom, is nou 2 keer my bootjie. Ek het hom gemaak en ek het hom gekoop. Vriende, ek het nou nie daai versies op die skerm nie, maar jy kan maar Kolossense 2 gaan lees. Ekskuus 1 vers 20. Jy kan Johannes 3 vers 16 ken jy, maar as jy nou die Grieks wou lees, dan staan daar kosmos. As hy sê, so lief het God die wêreld gehad. Dit wat Jesus kom doen het aan die kruis, was 'n koopprys, waarmee God sy hele skepping teruggekoop het. Lank genoeg was dit onder vreemde heerskappy. Lank genoeg. Lank genoeg was daar 'n bose wat die shots gekol het, en mense wat agter die bose aangehardloop het, want hulle het mag gesoek. Lank genoeg het die empires van hierdie wêreld die laaste sê gehad. Kolossense 1 sê, God het deur die bloed van Christus aan die kruis vrede gemaak en hy het alle dinge in die hemel en op die aarde met homself versoen. God het aan die kruis gesê, ek vat dit terug, ek koop dit terug, dis nou 2 keer myne. Ek het dit gemaak en ek het dit gekoop. Kan jy verstaan hoekom God alles nuut maak? Kan jy verstaan hoekom hy niks weggooi nie? Want hy het dit gemaak en hy het dit gekoop. En nou kan dit miskien vir jou klink, as hy sê, kyk, ek maak alles nuut. Dis 'n toeskouer ding die. Ons kyk. Ja, ons cheer vir die Here. Maar die Engels is 'n beter woord, is behold. Dit beteken om te kyk op so 'n manier dat jy inkyk. Dat jy verstaan kry.
dat dit jou verbeelding aangryp. It's to gaze upon, to behold. Hoekom nooi die Here ons in 2026 om te behold? Ek maak alles nuut. Hoekom wil hy, jy moet inkyk en jy moet die einde van die storie verstaan? En verstaan waarmee hy besig is. Hoekom roep hy jou? Want jy's deel. Jy's deel. Hierdie is nie 'n toeskouer ding nie. Hierdie is 'n spansport. En die Here het sy spanlede gekies. Jy's deel. 2 Korintiërs 5 vers 17, as iemand in Christus is, nuwe skepping. Ons vertaling sê, is hy 'n nuwe skepping? Ek het dit in hakies gesit, want as jy in die Grieks lees, is daar net 2 woordjies na as iemand in Christus is. Net 2 woordjies. Nuwe skepping. Die ou dinge is verby, alles word nuut. As jy in Christus is, as jy hier sit en jy glo in Jesus, het God jou gekies om deel te wees van sy nuutmaak in hierdie wêreld. Ons lewe saam met hom. Dis hoekom hy vir ons die einde van die storie gee, voor die einde. Want ons lewe saam met hom. Kyk, ek maak alles nuut, is nie net iets wat die Here sê hy doen nie. Dis iets waartoe hy ons elke ene roep. Maak dit sin? Dus vir my was dit 'n ander einde, as wat ek in my kop gehad het. Maar daai einde het 'n geweldige verskil gemaak. Want dit beteken 2026 is die Here se. En hy het klaar besluit wat hy gaan doen die jaar. Hy gaan dinge nuut maak. En hy het klaar gekies saam met wie hy dit gaan doen. As jy in Jesus glo, het God jou gekies om deel te wees van sy nuutmaakspan. Ek wil nou nog baie praat, want hierdie einde is baie groot, want dit sluit alles in. Maar kom ek land met dit. Johannes vertel die evangelie, die goeie nuus van die storie van die koning. En dan as hy begin, dan sê hy in die begin. Soos wat klink dit? Soos die begin, né? Hy praat van die skepping. In die begin was die woord was by God, die woord was God. Die woord was by God, alle dinge het deur hom ontstaan. Sonder hom het nie een ding wat bestaan ontstaan nie. Die woord het vlees geword. Dis wie Jesus is. Hy is die skepper God, wat mens word, want hy gaan alles terugkoop en nuut maak. Dis hoe Johannes begin. En dan is dit 'n wonderlike verhaal, wat hy in simboliese taal op wonderlike maniere skryf. Hy het 7 tekens. Skepping was 6 dae en op die 7de dag gerus. Jesus, op die 6de dag sê Pilatus, behold the man. Op die 6de dag blaas Jesus sy asem uit en hy sê, it is finished. So dis 'n wonderlike storie van God, wat alles geskep het in die begin, wat nou begin het om dinge nuut te maak deur hierdie koning. Dis Johannes. En dis hoekom toe Johannes nou vertel van Jesus se opstanding, toe sê hy, op die eerste dag, hier's 'n nuwe week. Die ou skepping word nie vervang nie. Dit word nuut gemaak. Jesus se liggaam wat doodgemaak is, word uit die doodheid opgewek. En dan as Jesus by sy disippels kom, wat sê hy vir hulle? Tada! Nee, wat sê hy? Vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. En toe blaas hy en sê ontvang die Heilige Gees.
begin het God geblaas. Dis hoe die mens begin leef. Nou blaas Jesus en sê, ontvang die Heilige Gees. God het begin met nuwe skepping, maar dis nie 'n toeskouer ding nie. Hy sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Wat gaan in 2026 gebeur? Jesus is koning. God gaan hierdie jaar verder om dinge nuut te maak. Dis wat gaan gebeur. En wat gaan met jou gebeur en met my gebeur? Ons is deel van daai storie. En ek weet dit lyk nie altyd so nie. Dit lyk nie altyd so in Suid-Afrika nie, né? As ons kyk na fotootjies van wat ook al, Dubai, dan lyk alles baie nuut. Ek weet dinge lyk nie altyd so nie, maar het jy al ooit gedink hoe dit vir die mense gelyk het? Johannes sit nie in 'n studeerkamer en skryf 'n mooi preekie. Hy sit op 'n eiland. Hy het gewaag om in die magtige Romeinse empire te sê, daar's 'n ander koning, sy naam is Jesus. Hoe weet ons dit? God het hom uit die dood uit opgewek. Hulle het hom verban. Hy's weg van sy vriende af, weg van sy familie af, sit op 'n eiland. Hy kry nie lekker nie. Hy kap klippe. Die mense vir wie hy skryf, is nie mense wat 'n uur op 'n Sondag in 'n saal kom sit nie. Dis mense wat in arenas gegooi word. Sê vloek Jesus en jy lewe. Sê Jesus is die Here, Jesus is koning en jy sterf. Ek raak verskriklik kwaad as mense allerhande twak praat oor Openbaring. Openbaring is geskryf van die begin af van ons geloof om mense aan te moedig om te bly glo. En hulle het gebly glo, anders was ek en jy nie hier nie. Dank die Vader vir Openbaring en dat hy dit deur Johannes gegee het vir daai gemeentes. Want hulle het gebly glo en hier sit ons vandag. Was om mense te bemoedig, maar dis die mense vir wie geskryf is. Dis wat die mense geglo het. Dit lyk nie so nie. Dit lyk of die keiser die laaste sê het en hy maak ons dood. Dit lyk of die empires in hierdie wêreld die laaste sê het. Maar ons glo iets anders. Ons glo Jesus is die Here en hy wat koning is sê, kyk ek maak alles nuut, dis waarmee ek besig is. Dit lyk miskien nie so nie, maar dit het ook nie so gelyk toe hy sy lewe aan die kruis gegee het nie. Dit het nie gelyk of hy aan die kruis alles terugkoop nie, né? Dit het nie gelyk of hy alles terugvat onder sy heerskappy nie. Maar dis wat gebeur het. Ek weet nie wat in hierdie jaar in my en jou lewe gaan gebeur nie. Daar gaan baie challenges wees. Ek onthou die een gemeente, hulle eerste Sondag op Nuwejaar het hulle 'n demotiveringsspreker gekry. Hulle het net, want hulle was net baie eerlik en sê ag man, al die nuwejaarsvoornemens is 'n klomp nonsens. Kom ons wees net realisties. Ek verstaan hoekom hulle dit gedoen het. Maar vriende, hier is die punt. Ek en jy is nie optimiste of pessimiste nie. Ons is opstandingsmense. Ons glo dat Jesus uit die dood uit opgestaan het en dis die bewys dat God begin het om alles nuut te maak. Hy het alles teruggevat. Jesus is koning en 2026 is die jaar van ons Here se heerskappy, 2026. Dis die datum. So elke dag hierdie jaar, as jy die datum aanhaal of neerskryf of vra of wat ook al, is dit wat jy sê. Ons is al in die jaar 2026 van die heerskappy van Christus. Dit lyk nie altyd of God dinge nuut maak nie, maar dis waarmee hy besig is. En ons glo. Ons glo. Hoe doen ons dit in die praktyk? Ons gaan hierdie jaar baie oor dit praat. Hoe lyk dit? Maar dit help ons praat daaroor as ons nie glo nie. Wat sien jy as jy na 2026 kyk? Sien jy dat die Here jou deel gemaak het van sy koninkryk, wat selfs in Suid-Afrika besig is om dinge nuut te maak? Kyk. Kyk miskien weer. Nie kyk net nie, kyk weer. Kyk miskien weer. Kyk na die einde.
Laat toe dat die woord, die Here sê, skryf, want hierdie woord is waaragtig en betroubaar. Jy kan hierdie God vertrou met jou lewe. Jy kan hom vertrou met jou lewe. As dit is wat hy gedoen het, om sy skepping, wat as gevolg van die ongehoorsaamheid van die mens in 'n ander rigting op pad was, om sy skepping terug te koop. Hy het dit gemaak, hy het dit gekoop. As dit is wie hierdie God is, kan ek hom vertrou met my lewe vir die jaar. Gelukkig het ons nou nog baie tyd, want dit is die tweede diens. Maar altyd as ek aan dit dink, dan dink ek aan hoe Johannes dan nou die storie eindig. Op die eerste dag, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle, maar dan maak hy dit baie persoonlik. Ons 3 karakters. Maria, Thomas, Petrus. Ek het al van julle die storie vertel, maar gaan lees hom weer. Maria is oorkom met droefheid. Sy huil. Teleurstellings, hartseer. Die hartseer van hoe die wêreld is. Dis waar Jesus haar ontmoet. In haar hartseer, in haar huil. Miskien is dit waar jy is. Miskien is daar verliese gewees laas jaar. Miskien is daar hartseer en teleurstellings, moeilikheid. Dit lyk vir my of die Here mense juis verras wanneer hulle kies. Hy kies hulle nie wanneer hulle, nee, hy kom na hulle toe terwyl hulle wegkruip. En hy sê, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Thomas het net genoeg gehad van fake nuus. Hoeveel mense is nie net so ontnigter deur die wêreld, deur die sisteme in die wêreld. Mense wat aan die een kant skree waarheid, waarheid, waarheid en aan die ander kant jou misbruik. Hoeveel mense is nie so ontnigter deur die waarheid in die wêreld nie. Thomas het net genoeg gehad. Fake nuus. As ek nie my hande in sy wonde, waar ontmoet Jesus vir Thomas? Daar. Petrus. Ons het al baie oor Petrus gepraat. 3 keer by 'n charcoalvuur sê hy, ek ken hom nie. Wat doen Jesus? Hy maak 'n charcoalvuur by die see. En daar eet hulle. Jesus ontmoet mense in die ontnigtering, in die hartseer, in die verliese, in die mislukkings. Petrus, so misluk. Hy het gesê, ek sal saam met jou sterf. En hy, op die ouene sê hy, ek ken hom eers. Dis waar Jesus jou ontmoet. En waar hy sê, ek kies jou. Ek kies jou. Jy is deel van my nuutmaakspan in die wêreld. Hy sê nie vir Maria, gaan roep vir Johannes nie. Gaan roep vir Petrus nie. Ek het belangrike nuus nie. In die wêreld van daai tyd mag 'n vrou nie eens in die hof getuig. Hy sê nie gaan roep die mans nie. Hy stuur die een wat uitgeskuif is met 'n boodskap na die mans toe. Hy het regtig opgestaan. My vriend, ek hoop jy sit vanoggend hier aan die begin van 2026 en hoor dat die Here het jou gekies. Hy is besig met die grootste projek in hierdie wêreld en dis om alles nuut te maak. Dis hoekom hy koning geword het, is om alles nuut te maak. En hy kies jou en hy kies my. En baie keer ontdek ons dit juis in ons pyn, in ons verliese en ons mislukking. Moenie dat iets vir jou sê, die Here kan my nie gebruik nie. Moenie. Glo hom, dit wat hy sê is waaragtig en betroubaar. 2026. Jesus is koning. Hy maak alles nuut. En ek en jy is deel van daai projek. En dit beteken ook dat my lewe nuut word, né? Daaroor gaan ons gesels hierdie jaar. Hoe wil die Here my nuut maak sodat ek sy nuut maak in hierdie wêreld met ander kan deel?
Maar kom ons begin by die regte punt. Kom ons glo. Dis waaragtig en betroubaar. Kyk, ek maak alles nuut. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat ons oor hierdie seisoentyd die storie van die koning kon vier. Jesus, U is die Here. Dankie dat U God se koninkryk na ons wêreld toe gebring het. En dankie dat ons hier in die einde van die Bybel kan sien, wat is die missie, wat is die doel van U koninkryk? Dit is nie om dinge of mense te vervang nie, maar om alles nuut te maak. Dankie. Dankie dat U 'n God is wat so lief het, dat U net nooit opgee nie. Dankie. Here, dankie dat ons, omdat ons U ken en U storie leer ken, dat ons U kan vertrou met 2026. Here, ons het baie behoeftes, ons het begeertes, ons het drome, ons het ideale, ons het 'n jaar wat voor lê, ons het ook worries, ons 'n klomp dinge, Here, maar al hierdie dinge kom lê ons voor U voete en ons kom sê, Koning Jesus, hier is ons. Ons kom wy onsself aan U toe. U het ons geroep, U het gesê, kyk, ek maak alles nuut, en U het gesê, soos die Vader my stuur, stuur ek julle. Kyk, ek is met julle. Ek is met julle tot hierdie era eindig. Koning Jesus, dankie dat U met ons is. En dankie Here dat ons vandag net opnuut onsself aan U kan toewy, ook vir die jaar wat voor lê. Dankie vir U woord wat betroubaar en waaragtig is. 'n rots waarop ons lewens kan bou. En Here, in die lig van dit, kom bid ons vir ons land. Kom bid ons vir hierdie streek en mense wat met vakansie is, elke streek wat vanoggend ook hier verteenwoordig is. Ons kom bid, Vader, laat U naam geheilig word, U koninkryk kom, U wil geskied, soos in die hemel, so ook in ons land. Here, kom maak dinge nuut. Soos U beloof, U doen. Kom maak dit nuut. En kom gebruik U kerk reg oor hierdie land. Hierdie jaar op 'n besondere manier vir U koninkryk en vir U naam bid ons dit. En ons almal sê amen. Amen.